julle, ons gaan vanaand bietjie probeer om seep te maak. En ons olie wat ons gebruik, julle sal weet dat mens gewoonlik met of 'n varkvet of 'n beesvet, jy kan skaapvet ook gebruik om seep te maak. Ons gaan vanaand probeer met kokonadolie. Hierdie is 'n nuwe resepie wat ons doen. So ons gaan kyk hoe dit gaan. Ons is nou besig om die kokonadolie af te weeg. Ons resep is in gramme. Ons sal die resepie ook in die video se beskrywing sit, dan kan julle dit ook probeer maak as julle sou wou. Goed, daar het ons nou uitgeweeg ons kokonadolie of ons klapperolie, as ons nou mooi Afrikaans wil praat vanaand. En daai is 420 gram se klapperolie. Goed, volgende weeg ons water. So ons het 117 gram se water nodig. Dis wat die resep voorvra en daar het ons hom nou geweeg. Kyk, ons gaan nou volgende ons seepsoda afweeg. Nou as jy al ooit van tevore met seepsoda gewerk het, dan weet jy dat dit maar hoe kan ek nou sê, dit kan baie gevaarlik wees, so jy wil nie dit naby enige vloeistowwe hê voordat jy dit moet meng met jou vloeistowwe nie. So ons gaan nou afweeg 57 gram se seepsoda. Jy gebruik of stainless steel, jy kan plastiek gebruik of glas, glad nie aluminium of enige so iets nie, want dit raak ontsettend warm sodra jy dit met jou vloeistof meng. So dis baie belangrik dat jy die regte gereedskap gebruik, ook glad nie hout nie, dit kan die hout ook beskadig. Stainless steel en glas is maar die beste opsie. Goed, ons het nou ons seepsoda afgemeet en onthou altyd om jou seepsoda by jou water of jou ander vloeistof te gooi en nooit die vloeistof by die seepsoda nie. Dan moet jy ook onthou, soos ek vroeër gesê het, dit raak ontsettend warm, so wees maar versigtig. Ons het nou ook maar safety goggles aangesit, net vir as dit spat of dalk 'n ding veroorsaak, so wees maar versigtig as mens daarmee werk. Nou roer ons dit net mooi alles in, laat dit alles mooi oplos, en dan gaan ons oor na die volgende stap toe. Kijk, daar het ons nou alles ingegooi. So ons meng hom nou net lekker goed deur, laat alles mooi oplos. Soos julle sien, ons werk met 'n plastiek tool om te meng. Soos ons gesê het, of stainless steel of plastiek of glas, glad nie hout of aluminium of so ietsie nie. Goed, ons volgende stapie wat ons nou gaan doen is om ons kokonadolie net heeltemal te smelt na vloeistofvorm toe. Ons gebruik glad nie 'n mikrogolfoond nie, so ons gaan dit met kookwater in 'n bak doen om dit vir ons te smelt. Gelukkig kokonadolie smelt redelik vinnig. Dis nie soos 'n diervet wat 'n rukkie vat om te smelt nie. So ons gaan nou net hierdie gou 100% smelt en dan sal ons aangaan met die proses. So ons meng dit nou net deur, laat alles goed in kontak kom met die hitte van die kookolie, sodat ons dit nou goed gesmelt kan kry. Julle kan nou sien daar binne-in is daar maar nog stukkietjies en goedjies, maar sodra hy nou goed opgelos is, dan sal ons nou gelukkig wees met sy consistency, as ek die Engels kan gebruik. Goed, ons het nou al 'n stukkie gesmelt en gemeng, maar soos julle kan sien is hier maar bietjie stukkies in, so ons wag nou net laat dit mooi gesmelt kom, dat ons kan aangaan met die proses. Ok, ons het nou, ons olie is mooi gesmelt, julle kan sien al die stukkietjies is nou uit, en ons het dit nou in ons glasbak gegooi,
En nou gaan ons seepsoda en watermengsel by ons olie ingooi. Ek het 'n bietjie van 'n laagie gemaak, hy het 'n rukkie gestaan. Ons meng hom nou net weer so bietjie in, maar ons glo nie dat dit 'n wesenlike probleem gaan wees nie. Goed, ons sit net weer ons brilletjies op en dan net stadig aan inmeng. As hy. Goed. Daar is ons seepsoda in. Geen spatsels of dinge wat gebeur het nie. Nou moet jy dit net goed inmeng van hier af. Goed, jy kan nou ook 'n geursel bygooi, soos enige essensiële olie. Ons het nou vanaand besluit, ons gaan chamomile bygooi. So, ons het so 'n klein botteltjie chamomile, omtrent so 10 ml, en ons gaan hom nou bygooi. As sy, dan het hy nou 'n lekker geurseltjie ook in, vir die lekker ruik. En dan gaan ons nou net aanhou meng tot hy begin dikker raak. Goed, so wat ons wil hê moet gebeur, is dat jou emulsie, as ek dit nou so kan noem, moet 'n romerige kleur begin kry. En om dit te toets om te kyk of alles goed geëmulsifiseer het, gebruik jy die agterkant van 'n lepel om dit op te drup, om dan te sien of jou olie en jou seepsoda goed gemeng het. Ons is nog nie heeltemal daar nie, ons gaan nog so 'n bietjie meng, voordat ons gelukkig is. Goed, ons gaan nou weer ons toets doen om te kyk of ons al daar is. Mens kan nou nie sien op die video nie, maar jy kan nog sien, as daar so 'n klein babbeltjies amper is van jou olie in jou seepsoda en watermengsel. Jy kan sien, die kleur van ons mengsel is nou al reeds 'n bietjie witter as wat hy was. Daar romerige kleur, maar ons moet nog so 'n bietjie meng. Goed, ons het nou 'n bietjie hulp ingeroep hier met 'n stiekblender, om dit vir ons makliker en vinniger te maak. Ek hoop julle kan hoor. Maar hy behoort nou 'n bietjie vinniger, die proses 'n bietjie vinniger te maak. Julle kan sien hy raak baie vinniger 'n romerige kleur. Goed, ons is nou gelukkig met ons beslag. En soos julle kan sien, is hy nou goed geëmulsifiseer. So 'n stiekblender kan jy ook gebruik, om dan nou vinniger jou resultaat, jou regte beslag te kry. Of 'n whisk sal ook werk. Goed, dan het ons nou hierdie silikon mold, waarin ons hulle gaan ingooi. Silikon lekker, want jy kan hom lekker uitpop, as hy dan nou mooi gestol het. En so net nog 'n bietjie oorgooi in ons maatbekertjie. Dis nou so rapsie meer as wat ons vormpies is, maar ons gaan kyk of ons hulle nie so bietjie kan optop nog nie. Ons gaan dalk 'n muffinpannetjie of 'n broodpannetjie of 'n ietsie gebruik, om die laaste bietjies dan nou in te gooi. Goed, ons het nou so 'n klein koekpannetjie gekry, en nou kan julle sien hoe dik raak jou mengsel dan nou eintlik, wanneer jy hom goed geëmulsifiseer het. Dis amper soos 'n wat noem mense dit nou, soos 'n plaatkoekie deeg, amper, 'n bietjie meer loperig, amper soos 'n pannekoekdeeg. Ja, pannekoekdeeg is dalk 'n beter
beskrywe. Maar ons het nou hierdie koekpannetjie gevat, want sy bodem kan ook uithaal, dan is dit makliker om hom dalk nou uit te kry as hy nou goed gestol het. En daar is hulle nou in. Al ons vormpies is nou in. Nou wag 'n mens vir 2 dae om te wag om te sien of hulle dan nou goed gestol het en of hy nou regtig seep geraak het. So ons sal oor 2 dae dan nou vir julle wys hoe die produk dan lyk. Ok, ons gaan nou toets om te kyk hoe lekker ons seepie werk. So dis nou omtrent so 'n week nadat ons seepies gemaak het. Kan julle sien, hy skuim sommer lekker baie. En ja, mens kan sommer, ek wens ons het Smellow Vision gehad, dan kon julle nou geryk het hoe dit ryk ook. Maar mens kan ryk die essensiële olies wat ons ingesit het. En julle kan sien, hy seep lekker. Ja, ek moes my hande vir 3 dae los, laat ons hierdie toets kan doen. Dis nie die waarheid nie. Dis hy. So ons dink en ons skat, hierdie was 'n goeie sukses gewees.